Here, dankie vir die voorreg wat ons het om u kinders te mag wees. Dankie dat u 'n baie spesiale pad met elkeen van ons stap. Dat u ons raak sien. Dat u vir ons 'n boodskap het vandag. En dankie Here dat ons kan weet, dit maak nie saak wat die lewe na ons kant toe gooi nie. Ons kan vertrou op u, want u gaan nie weg nie. U gaan ons nie los nie, u beloof, ons sal vir ewig en vir altyd by u wees. Dankie dat u ons kom vrymaak het, dat u ons 'n nuwe lewe kom gee het. En help ons om toe te laat om u te vertrou met ons lewe. Sê Here, hier's ek. Help my om te groei. Help my om weer meer soos u te word. En help my om my volle potensiaal soos wat u my gemaak het te ontdek en te leef elke dag van my lewe. Dankie Here vir al die liefde en al die genade. Amen. Kom ons lees die storie van Saggeus. Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, en ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Ons lees dit sover. Nou, die bekende verhaal van Saggeus, ek dink ons het hom almal gehoor. Saggeus is in die stad se oë baie groot skurk, nê? So niemand het van hom gehou nie. Hulle het hom heeltemal, hy het baie mag gehad, maar niemand het van hom gehou nie. As hy beskryf word hy beskryf as alles behalwe goed. En hulle dryf op 'n manier so 'n bietjie spot met hom, nê? Want hulle spot hom oor sy lengte, en hulle is so 'n bietjie, so klein bietjie mag wat hulle probeer terugvat, nê? En sê, maar jy's kort. En hulle maak 'n bespotting van hoe hy lyk. Maar as hulle hom beskryf, dan sê hulle in die eerste plek, hy is die hooftollenaar, nê? Hy's 'n verraaier. Hy's 'n Joodse mens, Joodse man, wat die Romeinse ryk, hulle vyande verteenwoordig. Wat almal uitbuit, hulle geld steel en vat, waarvoor hulle so hard gewerk het. En hulle is in beheer, die Romeinse ryk is in beheer, en hulle kan eintlik maar doen wat hulle wil. En Saggeus het ook maar die ding afgegee dat hy kan doen wat hy wil, en niks en niemand kan iets doen omtrent hom nie, want die Romeinse ryk beskerm hom. Hy kan doen net wat hy wil. So hy is hierdie verskriklike verraaier gewees. Mense, mense, die ryk, wat die Jode regtig met 'n passie gehaat het op daardie stadium, was die Romeinse ryk, en hierdie Joodse man verteenwoordig hulle. Hy vat hulle geld en gee dit vir hulle. En dan vat hy nou nog vir homself ook, né? So hy is nie 'n goeie mens nie. Hulle hou regtig nie van hom nie. En miskien was hulle so klein bietjie aspris ook, die skare, om nie toe te laat dat wat hy vreeslik graag wou gehad het, dat hy vir Jesus kon sien nie. Hulle druk hom uit. Hulle keer dat hy kan inkom. Verder beskryf hierdie stuk hom ook as ryk, né? So in Lukas, as mens Lukas lees, dan het Lukas 'n baie groot ding met ryk en arm, nê? So hy praat baie teen ryk mense, nie omdat hulle geld het nie, maar omdat hulle mag misbruik, omdat hulle die feit dat hulle ryk is, misbruik en ander mense onderdruk. So in Lukas, as hulle sê hy's 'n ryk man, dan is hy ook so bietjie
miskien geldgierig of magsbehep of dit word nie as goed beskryf nie. Dit is nie 'n goeie ding noodwendig dat hy ryk is nie. En die groot ding was hulle het ook nie 'n probleem gehad met die feit dat hy ryk was nie. Hoe hy dit gekry het, was die probleem. Hy het hulle uitgebuit. Hy het meer gevat, hy het hulle afgepers as wat hy moes. So, korrupsie, dit was in daai tyd ook al 'n realiteit, nee? Mense wat maak net wat hulle wil, omdat hulle mag het. So, hy steel, hy is oneerlik, hy ondersteun die regering, hy is nie 'n goeie mens nie. Hulle kyk baie neer op hom. Hulle beskou hom op 'n manier as 'n bietjie pateties en hy's 'n verraaier, hy's vlak, hy's gierig. En dan maak hierdie man 'n plan en hy klim in 'n boom. Hierdie statige man wat so belangrik is, maak 'n plan en hy klim in 'n boom. Want hy wil regtig graag vir Jesus gesien het. En dan sien Jesus hom raak en hy wil by hom gaan kuier, hy wil by hom gaan eet, hy wil by hom gaan bly. Hy soek hom uit daar deur in die boom en hy sê ek wil by jou gaan eet. Ek sien jou raak. En die mense is kwaad. Hulle is ontsteld. En dit is amper asof Saggeus toe besef hoekom die mense so ontsteld is. So in plaas daarvan dat Saggeus sê, okay, sien ek is toe nou belangrik. Kyk, Jesus het my raak gesien daar deur in die boom. En hy het dit so half in hulle gesigte vry want hy kon, nee. Besef hy hoekom hierdie mense so ontsteld is. Sy oë gaan op 'n manier oop en hy sê maar ek maak nie reg met hierdie mense nie. Daar's 'n rede hoekom hulle kwaad is dat Jesus by my kom eet. Dat Jesus by my huis kom aansit. Want eintlik verdien ek dit nie. En dan staan hy op sodra as hy agterkom maar die mense is ontsteld. Staan hy op en sê Here, ek wil regmaak. Ek wil jammer sê op die beste manier wat ek moontlik kan. Ek kan nie terug wat ek gedoen het nie. Dit kan nie oorgedoen word nie. Maar ek kan op 'n manier iets doen. En hy sê hy gaan die helfte van sy goed teruggee en 4-dubbeld van dit wat hy afgepers het. En onthou, ons het nou gehoor, Saggeus was baie ryk geweest, nee? So dit was baie geld geweest. Dit was 'n groot deel van wat hy gehad het. Hy wil regtig opreg jammer sê. En het is amazing om te sien hoe die teenwoordigheid van God iemand se lewe so handomkeer kan verander. Jesus se liefde sê maar ek sien jou raak. Ek wil by jou gaan eet. Ek soek jou uit. En ons sien hoe iemand sy trots in sy sak steek en regmaak tot die beste van sy vermoë. En nou eerstens laat dit my besef hoe groot God se liefde is, nê? Hoe groot en kragtig ware liefde regtig is. En as mens dink aan ware liefde, dan sê mense baie keer, mense is naïef om te dink dat liefde regtig iemand se lewe kan verander, want dis fairy tales, nê? En baie keer sê ons leef nie in 'n fairy tale nie, ons is nie 'n deel van 'n sprokiesverhaal nie, dit gebeur nie in die regte lewe nie. Maar tog word daar hordes en hordes sprokiesverhale geskryf, fairy tales, movies wat ons kyk, stories wat ons navolg van hierdie amper abnormale ware liefde van mense wat alles sal opgee vir ander mense. So, dis deel van ons behoefte in die lewe, nê? Ons wil raak gesien word. Ons soek dit. Alhoewel ons sê dis nie realisties nie, en dit kan nie regtig so werk nie. Soek ons dit. Ons soek ware liefde. Ons soek 'n plek waar ek kan wees, waar ek kan weet, maar
hierdie is 'n plek wat ek kan tuiskom. Hierdie is 'n plek wat ek kan weet, hierdie persoon sal alles vir my doen. Nie omdat ek so oulik is nie, nie omdat ek alles reg doen nie, maar net omdat hulle regtig lief is vir my. Hierdie sprokiesverhaal idee. Hoe liefde kwaad oorwin en alles net kan regmaak. Hoe die slegste boosheid oorwin kan word met ware liefde. True love's first kiss, nee? Miskien werk dit nie altyd so in die regte lewe nie. Maar God kom wys vir ons iets daarvan. Hy kom sê, maar my kind, miskien is dit moontlik in die regte lewe. Miskien nie die soendeel nie, nee? Maar liefde, ware opregte liefde, kan mense se lewens omdraai. En Jesus het dit kom bewys. Jesus het vir ons kom wys, dit is moontlik met die lewe wat hy geleef het. Saggeus wat sy lewe handomkeer verander. En miskien gebeur dit nie heeltemal so in die regte lewe nie. Miskien draai mense se lewens nie 100% net so om wanneer hulle liefde ervaar nie. Partykeer vat dit tyd. Maar God sê, moenie dink dat die manier hoe jy leef nie 'n verskil maak nie. Jou lewe as kind van God het verander as gevolg van daardie ware opregte liefde. God wat aan jou kom bewys het, dat ek bereid is om my lewe op te gee, sodat jy by my kan wees. Sodat jy daardie ware opregte liefde in jou lewe kan ervaar en kan weet, die God van die heelal is so lief vir jou. Die God van die heelal sien jou op so 'n manier raak. Die God van die heelal is bereid om te veg met sy hele lewe, want jy is vir hom belangrik. Jy is vir hom kosbaar. Jesus wys vir ons, dis moontlik. Hy kom gee daai liefde wat alle verstand te bowe gaan vir elkeen van ons. Dis hoekom ons kinders van God is. As jy jouself 'n kind van God noem, het jy daai liefde ervaar in jou lewe. Want dan besef jy, ek verdien nie God se liefde nie, maar ek glo dat hy vir my betaal het. Ek glo dat hy sy lewe gegee het vir my, want dis tog hoe ons kinders van God word, nee? Om te glo met my hele hart en met my mond bely dat Jesus Christus aan die dood vir my sondes gesterf het en opgestaan het uit die dood uit. Dis hoe ons kinders van God word. Ons ervaar daardie opregte, ware liefde in ons lewe. So hy gee onsself vir ons. En meer as dit, dan sê hy, maar ek kom leef binne in jou. Die Heilige Gees leef in jou. Met ander woorde, daai liefde wat God aan ons kom bewys het, leef fisies binne in elkeen van ons hier vandag, nee? Dit is binne in ons, is deel van ons lewe. En soos ons vir die kinders ook nou gesê het, wanneer ons daai liefde in ons lewe het, word ons lewe die vrug van die Gees, nee? Ons word wat God bedoel het ons moet wees. Ons lewe verander en dan kan ons daardie liefde wat ons ervaar ook prakties leef in die wêreld waar ons tussen mense is. Al verdien hulle dit nie. Kan ons ware liefde 'n werklikheid maak in die realiteit waarin ons leef, ten spyte van die feit dat dit eintlik ons het so half afgeskryf het as onmoontlik. Kom God en hy kom sê, maar dit is moontlik, want ek het dit vir jou gedoen. En dis nie 'n ding van ons moet nou maak of ons lief is vir almal nie. Dit is 'n organiese ding. Dit gebeur so half van self. Hoe meer liefde ons van God ervaar, hoe meer ons dit deel van ons lewe maak, hoe meer ons sy verhouding ernstig opneem en tyd saam met ons spandeer,
hoe meer word sy liefde deel van ons lewe en kan ons nie help dat dit net uit ons lewe uitborrel nie. Want as ons harte gelukkig is, as ons harte vrede het, kan ons vrede uitleef, kan ons liefde uitleef, sonder dat dit aangeplak hoef te wees. Nee? Mense kom baie maklik agter as jou liefde fake is. Nee? En dis die laaste ding wat ons soek in die lewe is. Mense wat voorgee. Maar die Here sê, as jy erns maak met jou verhouding met my, en jy ervaar daardie liefde, gebeur dit in jou lewe, dat jy op 'n praktiese manier, dat dit uitborrel uit jou lewe uit, en dat jy opreg lief kan wees vir mense, en daai liefde verander mense se lewens. God se liefde word sigbaar in hierdie wêreld, God se teenwoordigheid word sigbaar in hierdie wêreld, wanneer ons mekaar opreg liefhet. Vrug van die Gees word deel van ons lewe. En hoe meer ons God se liefde ervaar, hoe meer word God deel van jou DNA. Dit word deel van wie jy is. Dit word deel van hoe jy wil lewe. Dit word deel van wat jou opgewonde maak in die lewe. Want dis wie God is. En hoe meer jy God deel word van jou lewe, hoe meer wil jy daai liefde wat God aan jou bewys, wat jy ervaar by God, wil jy uitleef in die wêreld. So mag jy regtig erns maak met jou verhouding met God. Mag jy hom beleef, mag jy weet hoe verskriklik lief hy vir jou is. En mag daardie liefde deel word van jou alledaagse lewe. Nie net as ek miskien een keer 'n week Bybel lees of kerk toe kom, dat ek daar goed probeer doen. Maar dat dit regtig deel word van jou lewe. En mag jy weet, ware, opregte, opofferende liefde, soos wat ons almal eintlik na smag. En wat ons almal dink, ag, dit bestaan nie regtig nie. Weet dit bestaan. Want God is vir jou verskriklik lief. Mag jy vashou daaraan met jou alles. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons eerste lief gehad het. Dat U ons kom soek. Net soos wat U vir sy Gees gaan soek het, uitgesoek het en gesê, maar ek sien jou raak. Soos wat U sê, maar ek kom om verlore mense te soek en hulle te red. Het U ons kom soek en U het ons kom red en U het ons kom sê, jy is kosbaar vir my. Ek sien jou raak. Ek is lief vir jou. Ek sal my alles vir jou gee en ek het my alles vir jou gegee. Hoekom? Want ek wil hê jy moet voluit lewe. Ek wil hê jy moet saam met my lewe en ek wil hê jy moet elke dag weet, maak nie saak hoe moeilik dit gaan nie, dat ek by jou is. En dat jy sal weet, niks kan my wegvat van jou af nie. Ek is hier vir jou, my kind. Dankie dat U hier is vir ons. Here, help ons om dit te werklikheid, help ons om dit te glo, Here. En ons sin te maak. Dankie, Here, vir U liefde en U genade. Here, dankie dat dit so groot is. En dankie dat ons maar mag glo in ware, opregte, opofferende liefde. Want by U is dit werklik. Dankie, Here, vir al die liefde en al die genade. Amen.